Hierdie is Braam Hannekom se kantoor en uit hierdie kantoor uit is daar al baie oproepe gemaak, planne beraam en projekte tot uitvoering gebring. Een daarvan is die wat ons al baie goed ken, 100 dorpe dialoog projek. En onlangs is die 100ste dialoog gevoer, net betyds vir Braam se aftrede. Ek was sommer nuuskierig, as Braam nou hier so net voor sy aftrede terugkyk oor hierdie 100 dialoog wat gevoer is, hoe voel hy daaroor? Is dit wat hy gedroom het, dit sal wees? Hoe voel hy oor sy aftrede? En wat gebeur na sy aftrede? Ek is nuuskierig of daar dalk 'n dialoog 101 kan wees. Maar die interessante is, dit help nie mens praat met Braam oor hierdie goed as hy in sy kantoor sit nie. Braam se oë raak anders, dis asof dit begin glinster as hy oor hierdie dinge praat. Maar dan moet hy nie in sy kantoor wees nie, dan moet hy in 'n plek soos Khayelitsha wees, daar waar baie van ons eintlik maar baie min kom. So ek is op pad Khayelitsha toe, om daar vir Braam te ontmoet, en daar waar sy oë glinster, met hom te praat oor hierdie goed. Ja, ons is hier by die Makokanye gemeenskapssentrum wat hanteer word deur die Great Commission Network van Erin McKinley. En ja, ons kom baie jare met hierdie sentrum. Dit is 'n platform waar vandaan ons so baie projekte geloods het tydens brande, tydens vloede, opleiding vir pastore. Ja, dis 'n baie emosionele, historiese plek met wie ek 'n baie lang pad kom. Daarom is dit vir my baie lekker om vandag hier te wees. Selfs die ou groentetuintjie hier agter ons is die Hoop en Versoeningstrust, 'n groentesaad. So hier is baie netwerke. Dis nou plante wat groei met saadjies wat jy geplant het, letterlik en figuurlik. So vertel 'n bietjie vir my, as 'n mens nou terugkyk, jy staan op die voorstoep van aftrede. Is dit iets waarna jy uitsien? Verskriklik. Ek sien verskriklik uit daarna. Ek is nie iemand wat vashou aan goed asof dit die enigste iets in die lewe is nie. Ek glo in seisoene, ek glo in verandering, en glo in vernuwing, die dinamiekie daarvan. En die Here het my geseën met 'n wonderlike reis. Regtig waar, absoluut, as ek dink waar ek begin het in studentekerk soveel jare gelede tot hier nou, dan is dit net 'n gevoel van dankbaarheid en tevredenheid wat in my binneste is. En baie ervarings, baie stories om te vertel. Julle het onlangs met die 100 dorpe projek 'n redelike mylpaal bereik deur die 100ste dorp te doen, en dit so net voor jou aftrede. Vat ons net gou-gou weer 'n bietjie terug na die saadjie van die 100 dorpe projek. Ja, die hele paar jaar gelede het ek en Renier Skuman eendag sit en gesels daar in die sinodale gebou oor die gebrek aan vertroue en sosiale kohesie in Suid-Afrika, en toe het ons vir mekaar gesê, maar ons moet mense by mekaar bring om na mekaar te luister en gesprek te voer, dialoog te voer, om groter begrip te kweek en vertroue en moontlike oplossings vir ons gemeenskappe. En ek onthou toe ons uitstap, toe sê ek vir hom, hier en hier, ek dink ons moet dit in 100 dorpe probeer doen. En dis waar die 100 dorpe konsep gebore is. En nooit geweet waar ons gaan uitkom nie, baie geleer langs die pad. Ek spot altyd deur te sê, ek dink ek het meer geleer oor Suid-Afrika en hoe mense dit doen en hoe mense dit nie doen nie, as die gemeenskappe dalk self. So, maar hier is ons nou met, en ek sê dit met beskeidenheid, tog so 'n versigtige optimisme dat hier 'n hele paar dinge in die pipeline is om dit te laat voortgaan. Deel gou 'n bietjie met my, as ons teruggaan na daai gesprek van jou en Renier. Wat het jy gehoop op daai stadium sal gebeur in die loop van 'n 100 dorpe se besoeke? Wat is die droom? Weet jy, ek gaan met jou eerlik wees, ek het nie 'n idee gehad nie. Ek het net, dit is net iets wat my gepak het, en dis ook 'n lewensfilosofie. Daar's mense wat sê begin with the end in mind, en jy moet presies weet. Ek dink nie mense weet presies altyd nie. Ek dink
Die Here kom soms na 'n mens toe. Ek glo absoluut aan die Gees sit 'n oortuiging in jou hart. Soos ek hier vanoggend met jou sit en praat, het ek 'n nuwe plan in my kop oor die ekonomie en waar ons in die wêreld is. Is jy nie veronderstel om af te tree? Ja, maar dit beteken nie ophou dink nie. En ek het net hierdie idee en ek weet ek moet nou gehoorsaam wees en hierdie ding doen. En waar dit uitkom is nie eintlik my ding nie. Dit is in die hande van die Here. En so baie goed wat ek gedoen het is om net te sê, daag net op. Doen net wat jou hand goed vind om te doen. Wees net gehoorsaam in die oorlog, in die oomblik, in die oorlog. Ja, dit is dalk waar. Wees net gehoorsaam en laat die water vloei. Dit beteken nie dat jy nie strategies dink nie. Dit beteken nie dat jy nie jy weet planne maak en intuïtief reageer en dink dis hoe dinge moet gebeur nie. Maar bly besig, bly gehoorsaam, bly luister. En dan 'n baie belangrike ander ding. Ons sit hier in Khayelitsha. Ek was gistermiddag in Kalkfontein. Dis 'n baie arm buurt net hier entjie vandaan en ek het soveel herinneringe van goed wat ons hier gedoen het. Weet jy, elke keer as ek in hierdie kontekste kom, dan gebeur daar iets met my kop en met my hart wat nooit in die sinodale kantoor in Bellville kan gebeur nie. Ek kan artikels lees daar, ek kan dinkwerk doen, ek moet daar wees, dis 'n wonderlike platform en dankie vir die sinode. Ek kan met mense skakel, dis my netwerk, my ondersteuning, maar ek wil amper sê die kreatiwiteit gebeur in die interaksie met om in die konteks, in die oomblik te inkarneer en hier te wees en dan vat die konteks jou na plekke toe waar jy moet wees. As mens kyk na die 100 dorpe projek, eintlik jou bediening in Hebreë, wat was van die grootste uitdagings geweest as jy terugkyk? Met die 100 dorpe spesifiek. Ja, of weier. Weet jy, as ek moet sê die laaste paar jaar is om mense te oortuig dat hierdie van deurslaggewende belang in ons konteks is. Interessant, ek spring vooruit die nasionale dialoog en die groot gewag wat daarvan gemaak word, het my die laaste tyd geweldig baie gehelp. En dit is asof mense net skielik besef, dit is nou dit, en dit is net 10 keer makliker om nou mense by mekaar te kry as sê 5 jaar gelede. So die moeilike was om mense te oortuig dat dit belangrik is. Die tweede moeilike ding was om leierskap in die kontekste op die dorpe te vind. As jy eers leierskap daar het, 4 of 5, wat die stokkie vat, dan is dit maklik. Maar om daai eerste kerngroepie leierskap te kry. Hoekom is daar so 'n stuk weerstand? Ek dink, of daar's 'n paar redes. Ek dink, en ek sê dit met huiwering, dat ek die vinger na myself ook wys, en dat ek so begin deur te sê, as baie dae wat ek hier gesit het in Khayelitsha, en dan het ek vir my gesê, I just want to get out of here, ek wil terugkom in Ewersdal, dit is nie lekker nie. So daar's iets in ons mense wat in die gemakzone veiliger voel, veral in die Suid-Afrikaanse konteks, om uit ons gemakzone te waag. Dan wil ek ook sê, en ek sê dit met deernis teenoor die NG Kerk, ek dink daar's baie wit mense in die land wat al voel, ek is nie lus vir nog 'n pak slaag nie. Jy weet, ek wil dit nie vat nie, terwyl die ironie is, dat wanneer jy in hierdie dialoog, in hierdie gesprek ingaan, jy baie keer agterkom, ja, daar gaan 'n nuwe wêreld vir my oop. Ek het nie geweet mense is so nie. Ek het nie geweet ons is so naby aan mekaar nie. Ek het nie geweet ons het soveel gedeelde belange nie. So daar kom eintlik 'n stuk vryheid, maar om mense oor daai eerste muurtjie te kry, is net moeilik. Die logistiek was maklik, dan miskien 'n laaste ding, en dis ook deels my eie fout. Ek het aanvanklik gedink ek wil net 'n beweging begin en momentum skep. Maar jy het net soveel tyd. So ek het altyd gespot en gesê ek probeer 100 dorpe red. En almal weet dis nie moontlik nie. So die uitdaging om momentum te bou, om seker te maak dat daar 'n kerngroep, 'n forum agterbly, waar mense inisiatief neem. Net vanoggend het ek die heerlikste storie gehoor. Ek kan nie vir jou sê wat vir my beteken dit nie. Ons het 'n gesprek gehad, 'n streeksgesprek op Van Wyksdorp. Daar in die Klein Karoo. Jong van Wyksdorp is 'n ou gehuggie. En ek hoor vanoggend dat na daai gesprek, wat ek ook met mense in gesprek was, het daar nuwe energie losgekom. Lang storie kort te maak, daar het 'n kerngroep gekom, hulle het met Lottoland geskakel, hulle het 'n R700 000 toekenning gekry,
wat hulle nou in 'n plekkie soos Van Wyksdorp gaan investeer. As ek so iets hoor van momentum, dan sê ek, ag, is alles nie moeite werd. Ek wou nou vir jou vra, wat is sukses of hoe definieer 'n mens sukses in hierdie tipe setup en is dit momentum vir jou? Wat is dit nog? Laat ek sê die eerste is ons is baie projekgedrewe. Net voor hierdie gesprek het ek gejaag uit die Kaap uit waar ons gepraat het oor 'n streeksdialoog vir die metro en oor uitkomste. Baie belangrik. Ons vra altyd maar wat het gebeur. Ek bedoel, is daar 'n skool gebou? Is daar potholes reggemaak? Daar's tussen 100 en 200.000 effektief. Ons weet nie heeltemal hoeveel nie. NGO's in Suid-Afrika wat almal besig is met projekte. Ek is nie seker of ons nog 'n projekkie nodig het nie. Ons het die optimalisering van daardie projekte nodig. Ons het die energiering, die kapasiteitsbou, die bou van netwerke. Ons het daar die strategiese denke, die vrae, die voorvrae. Hoekom is ons waar ons is? Hoekom is die land op sy ellende terwyl almal so besig is? Daardie goed. So die eerste belangrike ding wat moet gebeur is kry net mense by mekaar wat nooit met mekaar praat oor hierdie goed nie. Ek kan nie vir jou sê op hoeveel dorpe, gemeentes wat ek was, dan vra ek, steek gou vir my hande op, wie was al in gesprek met ander etniese groepe oor die uitdagings van Suid-Afrika? Ek dink ek het al 10 hande gesien. So die eerste sukses is om net mense in die kamer te kry en te laat praat. Dit is vir my die oomblik. Die tweede is wanneer mense 'n kerngroep kan vestig, 'n taakspan, 'n steringkomitee, 'n forum. En ek het die laaste tyd ook nog weer iets gereël. Dit moet geïnstitusionaliseer word, maar nie om nog 20 projekte te gaan doen nie, want daai mense is te moeg, hulle het nie tyd nie, hulle het nie lus nie, hulle het nie geld nie. Maar net om die regte mense weer in 'n netwerk bymekaar te kry. So as ek 'n voorbeeld kan neem, nou die week in Port Elizabeth, die plan is nou om te sê, jy het hierdie steringkomitee, al wat hulle moet doen is om die besigheid, die stadsraad, die NGO's, almal bymekaar te kry, met mekaar te laat praat. Daar is 'n raamwerk, is daar gevestig. Ons is baie duidelik, glashelder, oor wat die rigting is waarin die land moet gaan. Wat moet gedoen word om werk te skep. Al daai goed is glashelder. Maar vir my en jou, om dit te gaan doen is onmoontlik. Maar daar's mense daar buite. Hulle moet geaktiveer word, in 'n netwerk gebind word, gestimuleer word, en dan gaan jy in 'n bepaalde rigting. En dan kom jy agter, en dan is daar stories om te vertel. Dan kan ek vir jou 'n handevol stories vertel van dorpe. Ek bedoel, hier is 'n elektrisiteitsnetwerk opgegradeer, daar is motivering gedoen vir skole, daar's ouerleiding, daar het 'n projek vir straatkinders begin, daar is 'n skoonmaakprojek begin. So kan ek op die lys afgaan. Maar dis uitvloeisels. Wil ek amper sê die simptome. Ek is dankbaar as dit gebeur, of die Lottoland projek wat nou van Wyksdorp kom, maar daar's voorstappe wat ons nie moet miskyk nie. As 'n mens 'n fliek sou maak oor hierdie 100 dorpe dialoog en die ontwerpspan sou een van hierdie dorpe se stories kon kies om op die DVD cover te sit of op die Netflix thumbnail, wat se dorp se storie sou dit wees en hoekom? Dis verskriklik moeilik want dit is verskriklik divers. Ek dink net hier een van ons af is hier 'n ou brein agtergeblewe breingemeenskap Klipfontein wat vasgedruk is in Philippi Oos, en al wat ons daar gaan doen is om saam met die gemeenskap te sit om 'n begrafplaas reg te maak. Op Graafrenet was daar 'n wonderlike gesprek, daar het 'n forum begin op die ou end uitgemond in motiveringsprojekte vir 300 matrieks in 4 sessies en ouerleiding projekte. So dit sou 'n moontlik wees. Glen Williams sou ek as 'n voorbeeld kon gebruik. Stellenbosch Kloetiswil sou ek as 'n voorbeeld kon gebruik. Dis verskriklik moeilik om te sê, maar miskien die belangrikste voorblad is net foto's van mense wat in gesprek met mekaar is. Ja. Ek dink aan 'n wonderlike kuieraand met wit boere van Philadelphia en mense van Atlantis. Wat is een van die lekkerste steak wat ek geëet het daai aand.
en so lekker gekyk. Dit was net so 'n warm oomblik en ek dink die wat ons onderskat is die klein momente van nasiebou wat plaasvind. Jy weet, iemand het vir my by 'n geleentheid gesê, jy weet, we've built a state but not a nation. We've built a state but not a nation. Ek dink aan die gesprek in Mthatha in 'n donker kamertjie in die ou mark wat heeltemal verlate staan. Dis state of the art fasiliteite, maar daar lê 3 sakkies aardappels. Ek dink aan daai gesprek. Ek dink aan die NGO's in Oos-London, die Kebega gesprek. Maar so kan ek ook terugdink aan die Sutherland gesprek. Jy weet, heeltemal 'n ander agenda, of die Victoria Wes gesprek. En elkeen met sy unieke uitdagings, unieke probleme, en tog op die ou end, as jy alles bymekaar trek, dan is daar 3 gemeene delers. Dis die werkloosheid en die armoede, dis die misdaad en die geweld, en dis die bekommernis oor ons jeug. Lyngsburg, waar die ma's opgestaan het en gesê het, ons is hierdie tienerswangerskappe kan nie opgaan nie. En hierdie kinders moenie meer met hulle gowns in die oggend in die strate loop nie. Jy weet, goed wat ons dink, jy weet, jy sien dit dalk raak, maar jy praat nie, maar daar's mense wat bekommerd is daaroor en dit raak sien en dit anders wil hê. En mense wat bereid is om te reageer. En mense wat bereid is om te reageer. Ek hoor by jou 2 dinge. Die eerste is daag net op. Just do it. En die tweede ding wat ek by jou hoor is kry net mense om met mekaar te praat. Dis dialoog. Teens Elof het vroeër die week op RSG in 'n onderhoud gesê dat hy reken dat hierdie model van 'n 100 dorpe dialoog eintlik baie gepas is vir die dialoog nasionaal. Ja. Vertel my daarvan. Wel, dit is 'n onverwagse kompliment wat ons na ons kante gekom het. Ek dink daar is seker plek, wil ek amper sê daarbo, soos 'n groot algemene synode waar die captains of industries en die politici en die akademici gaan sit en praat. Daar's soveel kragte wat in daai proses inspel op die oomblik om beheer van daardie proses te neem, dat ek onseker is wat gaan gebeur. Maar kom ons sê ook, my filosofie, enige dialoog is beter as geen dialoog. So as dit daar gebeur by Gallagher Estate of waar ook al, laat dit gebeur. Ek dink wat ek oor opgewonde is en wat dit voel wat my bydra is en waaroor ons kan hande vat, en ek hoop ander mense, as ek nie meer hier rond is nie, sal kan vat, is om te sê dat in gemeenskappe moet daar 'n beweging kom waar mense wat nooit met mekaar gepraat het nie, met mekaar begin praat. Ek het al hoeveel keer die storie vertel van die ou wat op Porterville opgestaan het en gesê het, hy hou nie van wit mense nie, glad nie, maar vanaand het dinge vir hom verander. Want dit is die eerste keer in sy lewe, en hy's op Porterville gebore, wat hy saam met wit mense om die tafel gesit en gepraat het oor ons dorp. Die laat ek net gou sê, laat ons nie naïef wees nie. Daar is enorme kulturele verskille, klasseverskille, historiese verskille, diep emosionele seer onder die vernis. En ons moet dit nie onderskat nie. En as mense dink, jy weet, dis ons met ons kitsmentaliteit. Ons kom dan sê, as hier's 'n dialoog, dan wil ons vingers klap, dan sê ons, maar jy weet, ons het nou gedialoog, hoekom het niks verander, die ding is nie moeite werd nie. Jy maak nie eeue se geskeidenheid reg met 'n 3 ure dialoog nie. Maar dit is 'n proses wat jy begin om baksteentjie vir baksteentjie te herbou aan hierdie koalisie. Ja, op eintlik skep aan 'n bewustheid van die potensiaal wat dit kan wees. Absoluut. En ons as ek die Engels kan gebruik, our common humanity, ons menslikheid wat opgesluit lê. Ek is gister in Kalkfontein, dis een van die armste dele, sommer net hier ander kant. Nou ry ek daar in, nou sê die vrou saam met daai mannetjie wat daar staan, hy's 'n bendelid. Dan jy weet, nou skrik ek so al, weet, hier gaan hierdie kar nou gekaap word. Ons klim ons uit, nou kom hier 2 ouens van die werk af. En nou sien hulle is totaal onverwags. Ek bedoel, jy weet, jy kry nie sommer 'n wit man hier alleen in Kalkfontein hierdie tyd van die dag nie. En ek groet hulle, maar onmiddellik die reaksie, die koneksie, die warmte, die hartlikheid, die medemenslikheid, net daai oomblik se interaksie
weet jy, die maak sommer my hele dag. Ja. Nee, ek voel net, dit was alles die moeite werd. Priceless. Ja. Dit is vir my so wonderlik om jou in die oë te kan kyk en te sien wat in jou oë gebeur wanneer jy hierdie stories vertel. So Ja, ek kan ja. dit baie moeilik indink dat jy Ja. enigstens gaan aftree. En Ja. ek wil vir jou vra, dink jy tree uit of tree jy aan? Wel, dit is ons ook 'n cliché. Weereens, ek doen wat my hand goed vind om te doen. En daar is 'n een of twee entiteite wat alreeds gevra het, kan ons nie voortgaan en prosesse fasiliteer, jy weet, in myngemeenskappe of in dorpe nie. En maar laat ek tog 'n baie menslike ding sê. Weet jy, die mense glo dit as ek sê nie. Eintlik is ek 'n lui mens. Ek sou nou vanoggend wou golf gespeel het en ergens by die see gesit het, sommer net voete in die lug. Jy moet tog net weer in Kleinmond se see gaan swem. Nee, ek weet daai storie gaan ons nou nie weer besoek nie, maar die wat ek eintlik wil sê is so eintlik is my ding is om te lewe Ja. en energie te hê. Maar dan as ek uit 'n dialoog stap soos nou die dag in Emlagleni en by daai myn en ek het gesien wat daar gebeur het. Ek kan nie vir jou die vervulling en die energie beskryf wat deur my lyf vloei nie. Dan sê ek vir my, dit is so lekker, soos om die lekkerste brander te ry in my jong dae op 'n peddelski. En dit is wat ek vir mense sou wil sê. Dit voel vir my ons is so vasgevang in ons moedeloosheid en dis amper 'n oorlewing en dat ons ons moet so min of meer gelukkig wees. Dit is Johannes 10. Ek het gekom dat jy die lewe kan hê. Oorvloed. En dit in oorvloed. Ja. Maar dit lê nie net in materiële nie. Dit Ja. lê nie net in nog 'n vakansie of nog 'n reis nie. En ek wil graag reis. Ja. Maar dit lê wanneer die lewe gebeur in ons interaksie met mekaar in situasies wat ons nie gedink het moontlik is nie. Dis dalk die ding wat dit saamvat. 'n Stuk vervulling wat 'n mens selfs in Khayelitsha kan beleef. Natuurlik. Hoe het die 100 dorpe dialoog jou prentjie van die kerk verander? Dit het vir my laat besef hoe geïsoleer ons is, sonder dat ons dit besef. En ek sê dit, hier is wonder, as ek sê die kerk, en dan bedoel ek dit eintlik alle kerke. Ja. Dis nie net die NG Kerk nie, dis alle kerke wat geïsoleer is. Ons kry nie reg om hierdie mure van ons historiese konteks te deurbreek nie. Ja, miskien is dit al wat ek moet sê, want laat ek net dit sê, daar's wonderlike mense in die kerk, maar ek dink dominees is 'n bietjie moeg. Daar's geweldige druk. Ja. Ek was nou by 'n presbyteriaanse gemeente in die middestad. Almal worstel om oorlewing. Dit is dis moeilik. So maar ek dink nie ons besef ons geïsoleerdheid nie. Mens wonder amper of die kerk, en ek bedoel dit dan ook nou baie wyd, of die kerk nie ook 'n stuk energie sal begin beleef wanneer hulle juis... Dit is presies my ding. Dit is presies my ding. Wanneer jy wanneer jy besef hoeveel lewe daar in die samesyn saam met iemand ek het nou die dag 'n aanhaling gelees. Dis verskriklik belangrik hoe ons bid, maar dis ook belangrik saam met wie ons bid. Ja. Word ons, jy weet, mense asof nou gebed is mos nou nie die sleutel wat God manipuleer nie, maar is deel van ons onvervulde gebede nie daarin opgesluit omdat ons so in isolasie bid op die einde dan maar vir eie belang sonder of ons dit besef nie. Maar dat daar 'n krag kan ontsluit word wanneer ons werklik saam. En ek hoop dat ons weer sal vind vorentoe vir groter eenheid in die kerk. Ek dink nie die huidige strukture gaan dit vir ons toelaat nie. Dis is my eerlike na 30 jaar se worstel met die ding, dink ek dat die huidige kerkordes en strukture laat ons nie die ruimte. Want jy gaan, wat is die Afrikaans vir agile? Jy gaan beweeglike ruimtes nodig kry om die verskillende kulturele entiteite en diverse kulture saam te voeg in 'n eenheid wat kan saamwerk en 'n verskil maak. En ek is nie seker of ons huidige strukture
dit so toelaat nie. Die huidige strukture is eintlik gebou op die veronderstelling van homogeniteit. Ja. Terwyl ek dink die konteks vra ander manier van dink, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. My laaste vraag. As jy vanaand jou kop gaan neerlê en kon droom, wild droom, wat sou die droom wees? Dan droom ek dat daar 'n beweging kom, dat mense sê, maar soos wat ons braaidag het ons 'n dialoogdag. Ja. Waar ons 'n D-Day, waar ons een keer 'n jaar sê, dis op ons agenda, dis op ons kerklike agenda, waar ons moeite doen om mense te nooi en saam te gesels rondom 'n bepaalde agenda, wat al hierdie goeders waaroor ons gepraat het. Ek dink nog steeds die kerk is by uitnemendheid geposisioneer om dit te doen. Ons moet net uit die blokke uitkom. Bram, baie dankie dat jy so 'n bietjie vir ons 'n refleksie gegee het oor jou afgelope klomp jare, en ek wil amper sê sterkte met die aftrede. Weet jy ek is nie 'n vreeslike groeter nie, en ek is nie 'n vreeslike dankie-seer nie. Maar ek wil tog van die geleentheid gebruik maak om vir die kerk en by die name die NG Kerk die erkenning te gee en die waardering te gee vir hierdie platform wat gebou is en hoe hulle my in bemagtig het en in staat gestel het om te doen wat ek kon gedoen het die laaste klompie jare. Dit sou nie moontlik sonder die kerk gewees het nie, en ek dink ons moet dit raak sien, ons moet dit erken en het 'n groot waardering daarvoor, en mag God se gees ons lei. Daar's 'n klomp jong dominees oor wie ek verskriklik opgewonde is. Ek dink hulle gaan 'n stokkie vat in dalk in 'n ander formaat en 'n ander gestalte. Niks is presies dieselfde nie, maar dit voel They'll just do it. They'll just do it.